Kom ons maak ons Bybels vanmôre saam oop by Johannes hoofstuk 10 van vers 11 af. Daar staan wel vers 31, maar ons gaan net lees tot by 21. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself af, en ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, en hy is kranksinnig, wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie, 'n duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Tot daar ons skriflesing uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Ek wil u nooi dat ons in gebed verenig, en dan bid ons saam asseblief. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre as u gemeente hier by mekaar kan kom. Ons het ook vanmôre saam bely. Ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. En die kerk is die liggaam van Christus. Dis die liggaam wat u by mekaar gebring het. En dan sê ons ook, dit is die gemeenskap van die heiliges. En die heiliges is hulle wat uit genade gered is. En wat deur Christus vir homself eenkant geplaas is, uit die wêreld uitgehaal is. En ons het een doel, een gesamentlike doel, Here, en dit is dat ons lewens onder u heerskappy en onder u gesag en onder u leiding as ons goeie herder wil inrig. Ons dankie vir die woord wat ons kon saam lees. Ons dankie dat ons reeds by die lees van hierdie gedeelte in ons harte gestig is. En dat daar by ons 'n uitsien en 'n verwagting is om ook dan vanmôre 'n boodskap uit hierdie gedeelte te kan aanhoor. En daarom bid ons dat u met spreker en hoorder sal werk vanmôre. Here, bring ons tot die diepe besef van die volle omvang wat dit beteken dat Jesus ons goeie herder is. In watse posisie bring dit hom en in watse posisie bring dit ons elkeen? Dankie Here dat ons vanmôre kan bid vir hierdie wêreld wat so verskriklik deurmekaar is. As ons net dink hoeveel groot oorloë daar nou woed, en 'n mens dink aan die oorlog in die Oekraïne wat al 4 jaar aan die gang is. In die wêreld word 'n baie onseker plek. Die nasies woed en die koning staan op, bedink nietige planne. En weermagte skiet mekaar se lande in wat hulle ook al aan kan dink met geweldige missiele en hommeltuie uitmekaar uit.
En Here, dan dink ons aan die belofte wat U in U woord gegee het, dat Christus op 'n stadium gaan terugkom na hierdie aarde toe, en 'n einde gaan bring aan die heerskappy van die mens. En dan gaan U koningskap hier vestig. En dan sal die wêreld weet wat ware vrede is. En ons harte sien met verlange uit na daardie tyd. Dankie dat ons ook in U woord die versekering het dat elke kind van God ook deel sal hê aan hierdie koninkryk. Die wat reeds heen gegaan het voor die koninkryk sal saam met U terugkom, sê Sagaria 14. En ons sal as konings en priesters saam met U regeer, 1000 jaar lank, sê Openbaring 21 en 22 vir ons. En daarom, Here, wil ons bid dat U asseblief U plan op hierdie aarde spoedig sal uitvoer en dat U vir ons rus en vrede sal bring wat die mens so nodig het. Maar intussen is daar miljoene mense wat sonder God en sonder hoop op pad na ewige verdoemenis is op hierdie aarde. En daarom bid ons vanmôre ook vir wêreldevangelisasie. Ons bid, Here, dat U elke persoon wat iewers op hierdie aardbol besig is om die evangelie te verkondig, of dit ons eie EE3 spanne is hier in ons eie omgewing, of daar in Lodium, of dit is in Suid-Afrika, of in Afrika, watter plek op aarde ook al, dat U in hierdie tyd 'n groot Heilige Gees gewerkte opwekking vir ons sal stuur, wat kosbare siele sal wakker skud uit hulle middernagslaap, wat oë sal open dat mense tot die besef sal kom, ons het Jesus nodig as ons verlosser en ons saligmaker. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat verjaar die week. Ons dra elkeen aan U op en ons vra seën vir hulle asseblief met die keur van U seëninge. Ons bid ook vir ons geliefdes wat siek is en wat vir U op 'n besondere manier nodig het. Ook vir hulle wat moontlik sterwend is, Here, dat U hulle aan die hand sal hou soos U beloof in Jesaja 41 vers 13. En dat hulle in hierdie tyd meer as ooit bewus sal wees, die Here is my herder. Ek hoef niks te vrees nie. Seën nou vir ons die verkondiging van U woord. Ons bid dit in Jesus se naam met dank. Amen. Die tema vir môre is dan ek is die goeie herder. Dis reeds ons 4de boodskap oor die ek is uitsprake. En terwyl ek so voorberei, tref dit my, jy weet, ons het nou gekyk na ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur, ek is die goeie herder. Hoe ryk is die Bybel aan beeldspraak, waar daar vele dinge gebruik word om vir ons sake wat andersins miskien 'n bietjie onduidelik is aan ons duidelik te maak. Die Bybel self word vergelyk met 'n lamp en met 'n lig vir hierdie donker pad wat ons moet loop. Wat sê die psalmdigter? U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dis die Bybel. Jy hoef nie in duisternis te wees as jy 'n Bybel het nie. Die Bybel is ook 'n swaard wat skeiding maak tussen gees en siel. Dis 'n hamer wat 'n klipharde rots vermorsel. Maar dis ook soos heuningstroop soet op die verhemelte. Dis soos melk, nê? Sê 1 Petrus 2 vers 2, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Ons kan mekaar lank besig hou met al die beeldspraak en al die metafore wat daar in die Bybel is. En so word die Here Jesus dan ook aan ons voorgestel
as die brood vir honger mense. En elke een wat in daardie toestand van ongeredheid en 'n geestelike honger hom of haar bevind, en wat 'n ontmoeting het met die brood van die lewe sal kan getuig, ek is versadig, omdat ek 'n ontmoeting met Jesus gehad het. So is hy ook vir mense wat in die duisternis van sonde rondtas, is hy die lig van die wêreld. Het hy gekom om ons lewens helder te verlig. Vir mense wat voor 'n toedeur te staan gekom het en vir wie daar geen hoop is nie, en wat sê, hoe gaan ek uit hierdie posisie uitkom waarin ek my bevind? Gaan daar 'n deur van genade oop en Jesus sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En dan kom hy vanmôre en kom sê hy daar in vers 11 vir u en vir my, ek is die goeie herder. My skape ken my. Hulle luister na my stem. 'n Rykdom van beeldspraak wat ons dan het. En ek dink die beeld van 'n herder met sy kudde is seker een van die mees bekende beelde in die ganse skrif, in die hele Bybel. Ek dink die heel eerste skrifgedeelte wat meeste kinders op 'n baie jong ouderdom uit hulle koppe uitleer is Psalm 23. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En dit het al meer as eenmaal gebeur dat ek by iemand kom wat op sterwe is en dat so 'n persoon spontaan sê, wil jy nie vir my Psalm 23 lees? Ek het behoefte om dit te hoor. En in daardie oomblikke word hierdie Psalm eintlik so 'n groot werklikheid vir baie mense, kinders van die Here natuurlik. En is dit so wonderlik hoe die Here uit sy woord met ons praat. Die mees bekende metafoor, 'n herder met sy skape. En wanneer ons dit hoor, wanneer ons hoor dat die Here Jesus vanmôre na ons toe kom en hy sê, ek is die goeie herder, julle is my kudde, julle is my skape, waaraan dink ons dadelik? Wonder of daar van die kinders is wat bietjie vir my wil sê, as jy hoor dat Jesus ons herder is en dat ons sy skape is, waaraan dink julle, wat gebeur as Jesus ons herder is en ons is sy kudde? Is daar miskien 'n kind wat wil sê, ietsie wat in jou hart lewe? Ek sal weer KitKats moet kry, dan praat hulle. Goed, ons dink aan lyding. Nee, ons dink die herder gaan vooruit en hy lei sy skape. Is dit nie wat Psalm 23 ook sê? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Ons dink aan lyding. Ons dink aan beskerming, sy stok en sy staf, die beskerm my, die bewaar my, nê? Ons dink aan versorging, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, versorging. Ons dink aan sekuriteit, wanneer ons dink aan Jesus wat ons herder is. Maar het hy agtergekom in die gedeelte wat ons saam gelees het, dat almal wat na Jesus se woorde geluister het, weer eens nie gedink het aan die wonder van 'n herder wat lei en versorg en beskerm. Daar het weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. Ek is die goeie herder. En baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? En hoe verskriklik is dit, dat 'n mens op hierdie aarde jou hele lewe kan deurgaan
en die herder mis. Ek dink dit plaas jou in een van die mees elendige posisies waarin 'n mens jou denkbaar moontlik kan bevind. 'n Skaap sonder 'n herder, verlore. Verskriklik. Toe Jesus hierdie woorde uitgespreek het, was daar die twee reaksies. Daar was die wat gesê het, hy's van die duiwel besete, hy's kranksinnig. Hulle wou niks van die herder weet nie. Maar in vers 21 was daar ook 'n ander reaksie. Hulle sê, nee, hierdie woorde is verseker nie die woorde van 'n kranksinnige of 'n besetene nie. En in vers 42, as ons nou aansou lees, dan lees ons uiteindelik, en baie van hulle het daar in hom geglo. En is dit nie die wonderlike ding? Wanneer 'n mens die woord van die Here verkondig, dan kan dit geloof in mense se harte werk, en dit kan selfs hier vanmôre gebeur, dat iemand wat tot nou toe nog nie geglo het nie, vanmôre die woord kan hoor, en hier kan uitstap, en daar ook van so 'n persoon gaan gesê kan word, en hierdie persoon het in hierdie oggend in Christus geglo. En dit het hom dan of haar tot redding gebring. So wonderlik. As 'n mens luister na die woorde van die Here Jesus, ek is die goeie herder, dan is dit nie maar net woorde nie. Dis nie maar net iets wat Jesus gesê het om die tyd vol te maak nie. Hierdie woorde, hoor mooi, bring elke mens voor 'n keuse te staan. Is hy my herder? Of is hy nie? Dis die keuse waarvoor dit 'n mens te staan bring. En ons wil graag vanmôre dan aan die hand van 3 gedagtes hierdie gedeelte 'n bietjie van nader ondersoek. In die eerste plek, nou wat het nou hier gebeur? Dis die samevatting. Amper skrik ek my nou in 'n ander bloedgroep in. Ek dink as ons nou nog by die brood van die lewe preek, dan het ek probleme, dan moet ek hierdie ding dadelik afsit. Gelukkig is my manuskrip daarom reg. Hierdie is net die samevatting. Kom ons kyk net gou vinnig, wat het ons tot hier toe behandel? Ek is die brood van die lewe, 6 vers 35. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur, en dan vanmôre, ek is die goeie herder. In die eerste plek, die herder se unieke karakter. Hy is die herder. Nou die Griekse woord wat gebruik word vir herder, is die woord poimen, wat beteken om herder van 'n kudde of skape te wees. Toe ek destyds by Koffsies inskryf vir honeurs in praktiese teologie, toe's een van die subdissiplines wat ons toe doen is poimeniek, herderkunde. En daar het die woord, die Griekse woord vir my baie betekenis gekry, om 'n herder te wees van 'n kudde. En ons het reeds gesê dat die beeld van 'n herder reg deur die Bybel 'n baie prominente plek inneem. Waar het die Here vir Dawid gaan uithaal om hom koning te maak, nadat Samuel eintlik al die ander broers as koning wou salf, omdat hy gedink het, hulle sulke formidabele manne. Gaan haal die Here vir Dawid as herder, daar agter die skape van sy pa uit, en hy maak hom die koning van Israel. God self word as herder beskryf in Psalm 23. Dikwels word die konings van die volk Israel ook as herders van die volk beskrywe. En wanneer 'n mens kyk na die werkwoordvorm van hierdie woord poimen, herder,
dan beteken dit baie meer as om net te lei en te versorg en te beskerm. Dit beteken om te regeer. En dink bietjie aan 'n herder in die Ou Testamentiese tyd. Hy het letterlik oor daai kudde regeer. Hy het hulle onder sy sorg gehad, hy het mooi na hulle gekyk. Daardie staf waarmee hy hulle gelei en beskerm en versorg het, was ook 'n middel van om te wys, ek is in beheer van hierdie kudde, ek regeer oor hierdie kudde. Ek sal my lewe gee om hierdie kudde te beskerm en te lei en oor hulle te heers. Met ander woorde, in die Bybel is 'n herder nie net iemand wat versorg nie, maar wat ook regeer en wat ook lei. En daarom is dit baie belangrik om vanmôre te verstaan, Christus is nie die gemeente se dienskneg, wat vir ons alles moet doen wat ons graag wil hê hy moet vir ons doen nie. Hy is nie 'n genie wat uit 'n bottel uitkom as ons die bottel begin blink vryf. Vergewe dat ek nou so 'n beeld gebruik. Maar vir baie mense is hy net daar as ek hom nodig het, en as ek hom nodig het, moet hy doen wat ek graag wil hê. Hy is nie dit nie. Hy is ons koning. Hy is ons leier. Hy is ons Here, hy is ons hoof. Hy is ons herder wat voor ons uittrek en vir ons die pad aanwys wat hy wil hê ons moet loop. Selfs, ons kan nie eers die pad kies wat ons graag wil loop nie. Die herder wys die weg aan. Die herder bepaal die rigting, want hy is volkome in beheer van die kudde. Maar as ons dink aan die karakter van Jesus, dan is hy nie net 'n herder wat heers en lei en beskerm en wat ook al nie. Hy kom en hy stel homself aan ons voor as die goeie herder. Dis geweldig betekenisvol. Dis so kosbaar. Die goeie herder. En die woord wat hier gebruik word vir goed, beteken baie meer as net morele goedheid. Met ander woorde, dis nou 'n goeie mens, nê? Ons ken baie mense wat moreel goed is, en dan sê ons, ja, weet jy, daai ou, nee, ek gaan nou nie 'n naam noem illustratief nie, maar dis dan nou 'n goeie mens. Ken julle goeie mense? Van wie 'n mens kan sê, dis nou 'n goeie mens. Dis nie die woord wat hier gebruik word nie. Die woord wat hier gebruik word beteken edel. Jy kan dit amper vertaal met pragtig, die Engels beautiful, né? Pragtig, wonderbaar. Algeheel skoon, rein, heilig, volmaak in karakter. Dit is die woord kalos wat hier gebruik word vir goed. En Jesus stel dan ook sy goedheid aan ons bekend op twee maniere. As hy sê, ek is die goeie herder, dan sê hy dadelik, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hy word nie goed omdat hy sy lewe af lê nie. Hy lê sy lewe af omdat hy goed is, kalos. Dit kom uit sy karakter, dit kom uit wie hy is, omdat hy die goeie herder is. Die volmaakte, edel, pragtige, wonderbare, skone herder, lê hy gewillig sy lewe af. En dit sê hy gee om vir sy kudde. Hoe laat dit u in hierdie oomblik voel? Om te weet ek is deel van hierdie kudde en ons goeie herder gee verskriklik vir my om. Hoe laat dit u voel? Dit is wonderlik om te weet, is dit nie? Dit gryp 'n mens se hart vas as jy weet. Hy sê die huurling
werk net vir geld. Die huurling is die ou wat sê, weet jy, dis nou 10 uur, dis nou teetyd, ek gaan nou niks doen nie. 1 uur, is nou etenstyd, nou tot 2 uur doen ek niks. 3 uur, is nou teetyd, 4:30, nou loop ek. Einde van die maand, ek wonder of ek nie 'n bietjie verhoging kan kry nie. Nee? Dis die huurling. Die huurling werk vir daai salarischeck die einde van die maand. Wanneer daar gevaar kom, dan sê die huurling, ek beter my die voete uitmaak, ek moet wegkom hier. Hierdie is 'n onveilige plek. Hier kan ek in my lewe tekort kom. Die huurling gee nie werklik om nie. Jy weet, selfs in die werkplek kry jy werkers en jy kry huurlinge. Die werker is daai ou wat meer doen as wat van hom verwag word. Die huurling is daai ou, ek doen net genoeg dat hulle my nie kan fire nie, maar ek soek my salarischeck einde van die maand. Jesus is nie 'n huurling nie. Hy gee om vir sy kudde. En ons sien dit in sy selfopoffering. In vers 11, 15 en 17 sê hy, ek lê my lewe af vir my skape, maar hy beklemtoon, ek doen dit uit my eie. Niemand kan my lewe af van my af wegneem nie. Het jy geweet, as Jesus nie kruis toe wou gaan nie, sou al die weermagte in die wêreld saam nie sterk genoeg gewees het om hom aan die kruis te gaan vasspyker nie. Maar hy wou. Hy offer homself op. Hy gee homself vir ons. Hy gaan sterf vir ons sondes. Hy het 'n unieke karakter. Hy is die herder en hy is die goeie herder. Maar omdat hy die goeie herder is, maak hy radikale aansprake. Dis die tweede gedagte waarby ons wil gaan stil staan. En hy maak radikale aansprake aangaande sy kudde. Hy sê aangaande sy kudde, ek ken my skape en my skape ken my. Dis iets wonderliks wat hier staan. Ek ken my kudde en my kudde ken my. Vers 27. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Nou, as u dit nie tot vanoggend geweet het nie, dan wil ek dit net nou vir u sê. Hierdie is 'n radikale uitspraak. Dis nie iets kleins en iets ligs nie. Dis 'n radikale uitspraak. Hy sê nie my skape hoor my stem nie. Jy weet, ek wat nou kinders gehad het sal weet, jy het baie keer 'n situasie in die huis waar jou kinders jou hoor, maar hulle luister nie. Dis asof jou gepraat net geluide is. Dit wat jy vir hulle wil sê, gaan nie by hulle in nie. Hulle hoor, maar hulle luister nie. Julle gesigte spreek boekdele. Sê vir my, ek praat op die oomblik die waarheid. En hier's baie wat dit ken, wat die situasie ken. Jesus sê, my skape luister na my stem. Dit spreek van gehoorsaamheid. Dit spreek van onderdanigheid aan die goeie herder. As hy praat, wil ek graag hoor wat hy sê. Ek wil verstaan wat hy sê en ek wil gehoorsaam wees aan wat hy sê. En dan hierdie wederwysige en ek ken hulle. Dis wonderlik om te weet, Christus ken ons. Hy ken jou by jou naam, hy ken jou karakter, hy ken jou vrese, hy ken jou alles. Daar's niks wat hy nie van jou weet nie. Hy weet alles aangaande jou.
Hy weet as jy deur 'n moeilike tyd gaan en hy is daar om jou te lei en jou te help. Dis niks wat hy nie van jou weet nie. Ek ken my skape, ek ken hulle en hulle volg my. Weet jy, in die Bybelse tyd, as die herder voor die kudde uitgeloop het, dan het elke herder het 'n unieke roep gehad. En wanneer hy so 10 tree vooruit is en hy roep, daai unieke roep, dan hardloop die hele kudde na hom toe, hulle volg hom. Hulle wil nie agterbly nie, hulle wil nie alleen wees nie, hulle wil onder sy beskerming wees. En dis wat Jesus hier vir ons sê, hierdie woordjie ken beteken, hy het 'n persoonlike verhouding met sy kinders. Hy ken jou hele wese. En hoe kosbaar is dit? Die tweede radikale aanspraak wat hy maak, is aangaande sy stal. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. En hier praat die Here Jesus van die heidene wat tot redding sou kom en wat reeds tot redding gekom het. As Israel moontlik sou dink dis net hulle wat 'n Messias en 'n verlosser verwag, dan sê hy dit hier, nee, dis nie net julle nie, ek het ook nog skape in 'n ander stal wat aan 'n ander stal behoort. Ja, hy het eerstens gekom vir Israel. Johannes 1 sê vir ons baie duidelik, ek het na my eiendom gekom, maar my eiendom het my nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Die redding het nie net by Israel gestop nie. God het vir Abraham reeds gesê, in jou sal die geslagte van die aarde geseën word, en dit het verwys na Jesus wat sou kom. Jesus het gekom, onthou jy Efesiërs 2, om Jode en heidene in een kudde te verenig. Hoor wat sê vers 16, en dit sal wees een kudde, een herder. Dis 'n radikale aanspraak wat Jesus die goeie herder hier maak. In die derde plek, aangaande sy tekens, vers 25, die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Weet jy, die wonderwerke van die Here Jesus was nie maar net 'n vertoon om mense te beïndruk nie, soos Andrei the Hilarious Hypnotist, wat 'n vertoning lewer om mense te beïndruk en mense te laat lekker voel. Dis nie hoekom Jesus tekens gedoen het nie. Dit was bewyse, dit was tekens dat hy die Messias is, die verlosser wat sou kom. Deur die wonderwerke wat Jesus gedoen het, moet mense gesien het wie hy is. En hierdie mense in vers 21, wat gesê het, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie, het verstaan waaroor dit gaan, want hulle sê, 'n duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. So, aangaande die tekens wat Jesus gedoen het, dit was om aan die mense te wys wie hy werklik is. In die vierde plek, aangaande die offer wat hy sou bring. Jy moet nou onthou, die Jode het groot geword met offers. Ons begin eersdaags Levitikus lees. En Levitikus is 'n wonderlike boek. Ongelukkig is Levitikus een van daai boeke wat jy lees met jou Bybelleesprogram, begin jy baie ywerig, Genesis, Exodus, as jy by Levitikus kom en sê jy, dit is moeilik. Ons sê julle maar weer daaraan Joshua kry. Ons gaan Levitikus, Numeri en Deuteronomium oorslaan.
Gaan julle weer daaraan, ons sal weer by julle aansluit as julle by Joshua kom en dan verstaan ons dit weer. Gaan tog probeer om vir u so 'n bietjie notaatjies net te stuur wanneer ons met Levitikus begin, dat u net kan sien, Levitikus is eintlik die evangelie in die Ou Testament. 'n Wonderlike boek. Daar het hulle met die offers beginne instel. Die brandoffer wat die weg geopen het. Die spysoffer wat nie 'n dier by betrokke gehad het nie, en wat geen suurdeeg in moes hê nie, en met fyn meel, en dan sien jy die pragtige karakter van Christus in die spysoffer, die feit dat hy die volmaakte seun van God is. En die dankoffer wat spreek van die verhouding wat herstel is, die versoening wat gedoen is. Nou, kyk nou net hier, die weg is geopen, die karakter van Jesus, en die lewe as het ware wat jy ontvang het, nee, by Christus. Wat sê Jesus in Johannes 14 vers 6? Ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Dis die eerste 3 offers. Net dit behoort jy nou al baie opgewonde te maak om te sê, hierdie keer gaan ek Levitikus deurlees. Ek wil ook weet wat dit beteken, ek wil ook weet wat daarin staan. Ek lê my lewe af vir die skape, sê vers 15, die offer. Hy praat hier van sy plaasvervangende kruisdood. Hy praat hier van die groot offer wat hy sou bring, wat al die ander offers sou vervang en tot 'n einde sou bring. Wat verdien u en ek uit onsself? Die ewige dood. Romeine 6 vers 23 sê die loon van die sonde is die dood, en ons almal het gesondig. Dit ontbreek ons aan God se heerlikheid. Maar Jesus het gekom om sy lewe te gee in ons plek, sodat ons nie nodig het om die ewige dood tegemoet te gaan nie, maar gered kan word uit genade en die ewige lewe te kan ontvang. En die laaste is aangaande sy seunskap. Dan wonderlik hoe ryk hierdie gedeelte is, nê? As 'n mens om so deurwerk. Ek en die Vader is een. Nou daar's nou mense wat hier in die strate rondloop, hulle het partymal so dingetjie met 'n plakkaat en boeke, so 2 saam. En hulle wag tot mense kerk toe gaan, dan weet hulle daar's nou mense wat nie in die kerk is, dan kom klop hulle aan die deur. Ons wil jou van die Bybel vertel. En hulle hou van hierdie teksvers om hom uit verband uit te ruk. Ek en die Vader is een. Sê hulle nee, dis glad nie wat die kerk julle leer. Dat Jesus en die Vader een is nie. Dit is iets heeltemal anders. Want hulle wil jou probeer oortuig dat Jesus is net 'n mens. Hy is nie God wat mens geword het nie. Maar hierdie is een van die Here Jesus se sterkste en duidelikste aansprake op sy godheid wat hy in die hele Bybel gemaak het. Ek en die Vader is een. En hierdie een beteken dat hulle dieselfde wil, hulle dieselfde doel en hulle besit dieselfde heerlikheid. Dis wat Jesus bedoel as hy sê ek en die Vader is een. En nou verstaan ons ook somme hoekom die Jode so woedend was toe Jesus dit sê, want hulle het verstaan wat hy bedoel het. Hy maak homself gelyk aan God. En dit bring ons by ons derde en laaste punt. Die herder se wonderlike vermoëns. Een van die mees vertroostende gedeeltes in die hele evangelie is vers 28 en 29. In vers 28 sê die Here Jesus, hy gee mense die ewige lewe. Dis een van my gunsteling teksverse. Johannes 10 vers 28. En ek gee hulle die ewige
lewe. So as ek nou vanmôre vir u sou vra, waar kan 'n mens die ewige lewe kry? Waar kan jy dit gaan koop? Wat is die antwoord? Nêrens. Wat kan jy doen om dit te verdien? Niks. Hoe goed moet jy wees om dit te verwerf? Jy kan nie goed genoeg wees nie. Jy moet dit ontvang as 'n geskenk uit Jesus se hand. Ek gee hulle die ewige lewe. Die ewige lewe is iets wonderliks. En baie mense as hulle dink aan hierdie term die ewige lewe, dan dink hulle okay, dis iets wat nooit ophou nie. Ons dink altyd aan die ewigheidsdinamiek daarvan, die ewigheidsdimensie, ewigheidsdimensie daarvan, die tydsdimensie. Maar dit is veel meer as dit. Dit spreek van die kwaliteit van lewe wat Jesus vir jou sê. In jou ongeredde toestand, sonder God, sonder hoop, sonder Christus, is jou lewe miserabel, al is jy hoe godsdienstig. Al gaan jy hoeveel keer kerk toe, al doen jy wat, jou lewe bly miserabel sonder die Here Jesus. Maar wanneer jy die lewe by Jesus ontvang, dan tree jy in 'n verhouding met God. Jy tree in 'n verhouding met Jesus. Dis 'n lewe wat begin wanneer 'n mens jou geloof in sy kruisdood plaas, wanneer jy sê, dis net sy kruisdood wat my kan red. Dis al wat my die ewige lewe kan gee, is dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het. Jy ontvang dit nie deur verdienste nie, hy gee dit. Hierdie lewe bring jou in sy bewaring. In vers 28 sê die Here Jesus hierdie woorde, en hulle sal nie gou weer verlore gaan nie. Jy seker? Dankie Marian. En hulle sal nooit weer verlore gaan. En dan stop hy nie daar nie. En dan sê hy, tot in ewigheid nie. Ek hou glad nie daarvan om hieroor te stry nie, want dit is te duidelik. Nie nodig om hieroor te stry met niemand. Hulle sal nooit weer verlore gaan tot in ewigheid nie. Hoekom nie? Want hy het die ewige lewe verwerf met sy bloed en hy gee dit. En Jesus is nie soos 'n standaard 2 seentjie wat vir iemand iets gee en môre soek hy dit terug nie. Ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit weer verlore gaan. Dis een van die sterkste beloftes in die ganse skrif. Ja, die kudde kan struikel. Die kudde kan soos die verlore seun daar by die varkbakke beland. In 'n verskriklike toestand. Die kudde kan deur storms gaan. Maar die belofte is, hulle sal nooit weer verlore gaan tot in ewigheid nie. Hy bewaar self sy kudde. Dis die wonder. En hy sal ook vir ons beskerming gee. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Ons het baie keer die prentjie in ons koppe van die duiwel, hierdie rooi draak met 2 horings en 'n 3-tand vurk en 'n pylstert en hy brul soos 'n leeu. En ons moet so versigtig wees want hy wil ons uit God se hand uitkom ruk. Hy kan nie. Selfs hy kan nie. Niemand is niemand. Dominee Coetzee het altyd in die klas, as ons by sulke tekste kom, dan vra hy altyd in die klas vir ons, is niemand iemand of is niemand niemand? Die antwoord is duidelik. Niemand kan hulle uit my hand ruk nie. En dan sê hy in die volgende vers, my Vader is groter as almal. Niemand is so groot soos hy nie. Niemand is so magtig soos hy nie. Laat my dink aan die kinderliedjie, my God is so big, so strong and so mighty. There's no one like my God. Nee, ken mos daai liedjie. Die geredde mens
is veilig in die hand van die Here Jesus. Die ewige lewe is 'n geskenk wat hy vir jou gee. Geen duiwel, geen mag, geen mens, geen krisis, selfs nie die dood kan jou uit God se hand uitruk nie. Niks en niemand kan ons ooit van hom skei nie. Kom ons sluit af. Toe Jesus gesê het, ek is die goeie herder, moes die mense besluite neem. Hulle moes 'n keuse maak. Van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, so hulle teen hom gekies. Die ander het gesê, nee, hy kan nie van die duiwel besete wees nie. Hy is inderdaad die goeie herder. Dieselfde vraag kom vanmôre na ons toe, as die Here Jesus, sê nou maar hy sou self vanmôre hier kom staan en in ons midde aan ons verskyn en vir hierdie gehoor sê, ek wil net een sinnetjie met julle deel, ek is die goeie herder. Wat sou u keuse vanmôre wees? Om die herder te omhels? Om hom gewillig te volg? Om deel van sy kudde te wees, wat hy ken? En dit is waarvan elke mens op hierdie aarde die absolute sekerheid moet hê. Ek weet dat baie mense vir baie jare worstel en baie mense vir baie jare met hierdie vrae in hulle harte loop. Ek is nie seker nie, ek weet nie. Ek het nog nooit regtig die Here Jesus omhels en aangeneem as my persoonlike verlosser nie. Daar's mense wat vir my sê ek kan dit nie doen nie. Vergeet wat mense sê. Kyk net na die skrif. Die skrif sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Luister vanmôre na sy stem. Kom na hom toe en volg hom. Amen. Dankie Here Jesus dat u die goeie herder is. Dankie dat ons u kudde kan wees, ook hier in die gemeente. En ons wil bid dat u hierdie kudde ryklik sal seën. Dankie vir die belofte dat niks en niemand ons uit u hand kan ruk nie en dat u ook hierdie kudde sal bewaar en sal beskerm teen al die aanslae van die bose. Dankie vir elke persoon wat u by hierdie kudde geïnkorporeer het met u kosbare bloed. Help ons om te besef, ek is nie lidmaat van 'n gemeente, maar net omdat ek eendag 'n besluit geneem het, ek wil graag lidmaat word nie. Ek is lidmaat van 'n gemeente, omdat die bloed van Christus en die Heilige Gees my in die gemeente van God ingelyf het, my deel gemaak het. En help ons ook, Here, dat ons so in die gemeente sal lewe, dat ons nooit die herder sal bedroef nie, dat ons nooit teen die herder sal optree nie, maar dat ons hele wese sal spreek van ons onderdanigheid, ons ywer, ons gehoorsaamheid aan die goeie herder. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen.